Nou vriende, ons is die Here dankbaar dat ons weer andermaal kan saam wees rondom sy woord en ek wil u vanmôre groet met die pragtige woorde van Halleluja lied 276. Daar staan: ons wil u nederig wy ons lewe. U volg waar u ons ook gelei. U gans ten offer oorgegewe, met dankbaarheid u toegewy. Getroue leidsman, slaan ons gade. Volleinder, gee dat deur u krag die heerlike werk van Gods genade in ons volbring word dag na dag. Dit is my so besonder Halleluja lied en juist hier die laaste 2-3 strofes is dat God se werk van genade in ons volbring sal word dag na dag. Vriende, dis een ding wat vir my soos 'n paal bo water staan, is dat die pad van 'n kind van die Here is nie 100 meter naloop nie, maar is 'n marathon. Dis nie 'n wegspring en binne 'n paar minute of 'n paar ure is ons klaar, ons het alles bereik nie, maar dit is 'n lewenslange proses van selfsterwe, kruisopname, volg van die Here, versoekings, beproewings, dan staan ons, dan val ons, dan bely ons, dan gee die Here vir ons deur sy Gees nuwe krag om weer op te staan, en so is ons besig om elke dag meer en meer gelykvormig te word aan die beeld van die Here. Dis net hulle wat gered is, wat kan getuig van 5 jaar het verbygegaan, 10 jaar, 20, 30 jaar het verbygegaan, en nog steeds is my gebed: Here, deur u genade volbring u werk in my dag na dag. Wat 'n wonderlike voorreg om te weet dat die goeie werk wat die Here begin het, sal hy volëindig. Nou, ons is besig met die boek Spreuke, vriende, en ons gaan vanmôre aangaan met deel 2 van hierdie boek. En ek gaan vir u daaruit Spreuke 1 lees, die eerste 6 verse, en dan gaan ons 'n paar minute daaroor praat. Daar staan die Spreuke van Salomo, die seun van Dawid, die koning van Israel, om wysheid en tug te ken, om woorde van insig te verstaan, om aan te neem tug wat verstandig maak, geregtigheid en regverdigheid, om aan die eenvoudige skranderheid te gee, aan die jongeling kennis en oorleg. Laat die wyse luister, dan sal hy insig vermeerder, en die verstandige sal verstandige gedagtes verkry, om 'n spreek en beeldspraak te verstaan, die woorde van die wyse manne en hulle raaisels. Ek vind as ons kyk na hierdie paar woorde waarmee Salomo hierdie baie besondere boek begin, dan is dit nodig om net so kortliks weer vir u te sê waaroor die gedagtes gaan. U sal sien, daar staan die Spreuke van Salomo, die seun van Dawid, die koning van Israel. Nou, ek het vir u gesê dat 'n spreek of spreuke is kort wyse gesegdes wat 'n mens maklik kan onthou en wat jou tot een of ander daad aanspoor. U sal onthou die Hebreëse woord het vir ons die klem gelê om jou lewe te beheer of te regeer. So hierdie spreuke is dinge wat ons maklik kan onthou. 'n Mens kan dit maklik memoriseer en dit spoor jou aan om jou lewe in te rig sodat God jou lewe kan beheer en regeer deur die waarheid van sy woord. Die skrywer, soos vir u reeds gesê, is Salomo, die seun van Dawid, maar hy is ook koning van Israel. Hier sou die laaste koning gewees het wat oor die hele Israel geregeer het, al 12 stamme van Israel. En wat 'n wonderlike tyd ook wat die Here vir Salomo gegee het, en ons dank die Here vir die wysheid wat Salomo daar met ons kan meedeel, soos deur die Heilige Gees geïnspireer. Nou gaan vir julle 'n paar gedagtes noem wat in hierdie eerste paar verse na vore kom. Salomo begin en hy sê vir ons dat die doel van hierdie spreuke is om wysheid en tug te ken, om woorde van insig te verstaan. Nou vriende, om wysheid te ken is eenvoudig om die kennis wat ek opdoen toe te pas in my lewe. Een van die skrywers wat ek bietjie navorsing by gedoen het, sê daar is min tekens van wysheid in hierdie geslag waarin ons onsself bevind. Ons dink daaraan, vriende, tegnologies het ons geweldig vooruit gegaan, maar wat die wysheid aanbetref het ons geweldig agteruit gegaan. Dis asof ons op tegnologiese gebied vooruitgang toon, maar ons kyk in ons samelewing op morele en op sedelike gebied val alles uitmekaar. Wat kan die rede wees daarvoor? Is omdat mense kennis opdoen en daar is nie goddelike wysheid in hulle lewe nie. 'n Slim mens is nie noodwendig 'n wyse mens nie. En daarom sê Salomo, hierdie spreuke is geskryf sodat ons wysheid kan ken. En dan praat hy ook van om tug te ken en die woord van insig te verstaan. Nou hierdie woordjie tug is eintlik die woordjie instruction in die Engels. Dit kan ook in Afrikaans vertaal word as om te korrigeer of te dissiplineer en selfs te bestraf. Nou God se woord, vriende, is juis daar om ons instruksies te gee. Somtyds om ons te korrigeer en somtyds om ons te dissiplineer. Gaan lees maar 2 Timoteus 3 vers 16, dat die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid.
Verder sê die Bybel vir ons ook dat hierdie spreuke is om ons insig te leer en te laat verstaan. En hierdie woordjie insig is die woordjie understanding, om 'n beter verstaan te kry van hierdie lewe, van die grootheid van God, die sondigheid van die mens, en hoe om sin te maak in 'n sondige wêreld, en deur die waarheid van die woord gerig te word op die weg van geregtigheid. Vriende, ons sien verder daarin vers 3 sê Salomo, om aan te neem die tug wat verstandig maak. U sien, tug se doel is altyd om ons beter te laat verstaan wat die Here se plan vir ons lewe is. Tug is nooit om ons weg te dryf van God nie, maar juis na God te laat hardloop, om vir hom te sê, Here, hier is my lewe. Ek onthou toe ek my kinders groot gemaak het, is wanneer daar tug toegepas was, dan was daar altyd hartseer, daar was trane, maar direk nadat die tug toegepas was daar hierdie toenadering wat die kinders gesoek het tot my en my vrou. Daardie ekstra liefde wat hulle vir ons gee, daardie verstaan van die tug was nie om ons weg te stoot nie, maar om ons nader te trek, nie om ons skade aan te doen nie, maar eerder ten goeie bedoel vir ons lewens. Daarom hierdie tug wat ons verstandig maak. En dan praat hy ook hierso so van om geregtigheid en reg en regverdigheid aan te neem. Nou vriende, hierdie woordjie geregtigheid is om die regte dinge te doen, op morele gebied, op sedelike gebied, op wetlike gebied. So geregtigheid beteken eenvoudig om die regte te doen. Wat is die regte? In ons samelewing, vriende, is reg nou ewe skielik verkeerd en verkeerd is reg. Maar God is die standaard, sy woord is die standaard, en hy sê vir ons, geregtigheid is om die regte dinge te doen, wat God in sy woord vir ons opgeteken het. Die feit dat jou gewete saamstem met dit, en die feit dat jy dit doen met 'n oortuiging, is juis in die rigting van geregtigheid. Onthou net een ding, God se woord leer ons, en dan het ons die gewete, wat die Here vir ons gegee het, in sy gees, wat ons dan ook oortuig van die sondige en die verkeerde. Daarom kan die samelewing maar sê wat hulle wil oor sekere kwessies. God se woord is die woord van geregtigheid, van waarheid, wat ons in 'n rigting stuur om moreel, sedelik en wetlik hom te verheerlik deur ons optrede. Verder praat die Bybel ook van regverdigheid. Dit is vir my baie interessant as ons kyk daarso hier in die einde van vers 3. Reg en regverdigheid. Met ander woorde, om regverdig te wees in jou uitsprake, dat jy oor nie verblind sal word deur 'n omkoopgeskenkie, dat jy nie die reg sal verdraai terwille van die voordeel wat jy by 'n ander een kan kry nie. En dan sê vers 4 vir ons baie duidelik, om aan die eenvoudiges skranderheid te gee. Nou vriende, hierdie eenvoudiges is nie dom mense nie, maar dit is mense wat naïef is, mense wat baie vinnig beïnvloed word deur elke stem en elke wind van lering wat die rond te doen. Daarom sê Salomo, dit is belangrik dat die spreuke vir ons dan ook wysheid sal gee, en om die persone wat naïef is en wat impulsief is en wat sommer net almal glo, werklik te leer om te kan onderskei en om te toets aan die hand van die woord, is dit wat hy nou gehoor het of wat hy nou doen reg of verkeerd. Verder sê hy vir ons daarso so, en dit is my so mooi, om aan die jongelinge kennis en oorleg te leer. Sê Psalm 119 vers 9 nie vir ons dit so mooi nie. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. U sien, wanneer ons die spreuke gaan bestudeer, sal ons agterkom dat die spreuke ook die jongeling help om met kennis en oorleg op te tree. Jong mense maak altyd die verskoning, maar luister, groepsdruk en my vriende en almal druk my vir 'n plek. Nee, wanneer jy die woord bestudeer, en niemand is te jonk om die Bybel te bestudeer nie. Daarom die jongeling is al van kleins af, van jongs af, van Peter af, moet ons leer om die woord in ons harte te bære, dat ons teen die Here nie sal sondig nie. Waarom? Want jy sien, die woord gee vir ons wysheid, sodat ons dan ook met kennis en oorleg kan optree. Onthou, as jy in 'n jong stadium in jou lewe of by 'n jong ouderdom groot sondes doen, gaan dit jou lewe beïnvloed tot die dag dat jy oud is. 'n Mens kan nie vandag 'n ding doen en dan vee dit onder die mat en dink is vergete nie. Sonde het 'n manier om jou in te haal, sonde het 'n manier om jou lewe te kompliseer. Daarom, die jongeling moet ook luister, sodat hulle kennis en oorleg kan bekom. En dan kom hy in vers 5 en hy sê iets baie interessant. Laat die wyse luister, dan sal hy insig vermeerder. Is nie vir u mooi nie? Wyse mense kan ook insig vermeerder wanneer hulle luister na God se woord. Dit is so, ons kan nooit op 'n punt kom, vriende, om te sê ek is te oud om te leer, of ek is volleerd, of ek het genoeg kennis nie.
Daar's nie 'n volleerde mens op aarde nie. Baie van ons kinders op skool dink hulle is volleerd en hulle wil almal korrigeer en teregwys, maar ons weet en soos ons ouer word en ons meer verstand kry, verstaan ons dat niemand te oud is om te leer nie en ons nooit volleerd sal wees nie. En daarom sê Salomo dat ons insig kan vermeerder en dit sal die verstandige gedagtes laat verkry. So wanneer ons hierdie insig vermeerder deur die Spreuke te lees, deur die waarheid van God se woord, dan sal ons ook gedagtes begin bedink wat al hoe meer in die rigting van God se waarheid en die verheerliking van God sal wees. En dan praat hy maar daar by die 6de vers om 'n spreek en beeldspraak te verstaan, die woorde van wyse manne en hulle raaisels. Nou hierdie beeldspraak is eenvoudig, vriende, dat daar vorms van assosiasie sal wees waarmee ons te doen gaan kry. En kortom, die Spreuke is geskryf deur Salomo met die doel om ons wysheid te leer, goddelike wysheid, sodat ons moreel, sedelik, wetlik op elke aspek en gebied van ons lewens eer kan bring op die naam van die Here. Mag die Here ons wysheid gee. Ons gaan môre 'n bietjie stil staan by daardie tweede gedeelte wat praat oor standvastigheid teen versoekings in die vrees van die Here. Dit gaan juis oor die jong mens wat verlok en verlei wil word deur ander jong mense en hoe hy staande kan bly. En dan die derde boodskap of die volgende boodskap sal gaan dan oor die wysheid wat uitroep dat ons moet luister sodat ons nie ons lewens met smarte deurboor nie. Mag die Here ons seën en daar's nog so baie inligting, maar mag die Here ons wysheid gee sodat ons daardeur versterk kan word. Groete en mooi dag verder daarna.